'n vermeende renosterstroper is in die suide van die Krugerwildtuin doodgeskiet. Volgens 'n verklaring deur Sanparke het wildbewaarders in 'n gesamentlike optrede met die misdaadvoorkomingseenheid van die omgewing en die polisie op 3 verdagte stropers afgekom. 'n Skietery het uitgebreek en een van hulle is noodlottig gewond. Die ander 2 het weggekom. Beslag is gelê op 'n .303. Die karkas van 'n renoster is ook omstreeks dieselfde tyd in Laar Sabie gevind. Dit is nie bekend of die voorvalle met mekaar verband hou nie. Honderde mense is dakloos gelaat nadat die Kanana Township naby Rustenburg in Noordwes deur reën en sterk wind getuister is. Spanne van rampbestuur is reeds op die toneel. 'n Plaaslike raadslid, Victoria Makaula, sê dis 'n totale ramp aangesien mense nie slaapplek het nie en van hulle al hulle besittings verloor het. Sy sê water het ook in sowat 700 van die huise ingeloop en baie se dakke is afgeruk. Storms en tornado's het ook chaos in ander dele van die land veroorsaak. Minstens 4 mense is op Duduza aan die Oosrand, Ficksburg in die Oos-Vrystaat en in die noorde van KwaZulu-Natal dood. Die weerdiens het waarskuwings uitgereik vir ewige donderstorms vandag in Gauteng, Mpumalanga, Limpopo en KwaZulu-Natal. 3 mense is dood en talle beseer in storms wat gister in Gauteng en die Oos-Vrystaat voorgekom het. 'n Voorspeller, William Msimanga, sê toestande sal môre besig wees om te verbeter met net ligte buie wat langs die ooskus, die hoër liggende gebiede van die suidooste en die westelike dele van KwaZulu-Natal verwag word. Meer buie word weer van Woensdag af in KwaZulu-Natal en Mpumalanga verwag. Die minister van Huisvesting, Tokyo Segwale, sê die probleme in die wêreldekonomie benadeel ook die lewering van huise in Suid-Afrika. Segwale het by 'n behuisingsindaba 2030 by die Nelson Mandela Metropolitaanse Universiteit in Port Elizabeth gesê, gratis behuising is nie volhoubaar nie. Hy het bygevoeg dat die afsnypunt vir gratis behuising in die huidige omstandighede nie onmiddellik toegepas sal kan word nie. Die minister sê mense wil nie altyd alles gratis hê nie, maar op die oomblik is mense so arm dat die regering sal moet voortgaan om huise te verskaf. Die president van die Pan-Afrika Parlement, Idris Ndele Musa, sê verkiesings in Libië kan die belangrikste kwessie wees om die land se wonde te heel en om op die weg van selfstandigheid te plaas. Hy het tydens die opening van die 5de sitting van die Pan-Afrika Parlement in Midrand naby Johannesburg gepraat. Meer as 20 Afrika-lande en die Afrika-Unie erken reeds die Nasionale Oorgangsraad in Libië, hoewel die meeste van die AU-lede ten gunste is van 'n inklusiewe regering in Tripoli. Die voormalige president van die Pan-Afrika Parlement, Gertrude Mongella, is bekommerd omdat Afrika nie in beheer is van sy eie sake nie. Ons hoofnuus is dat 'n vermeende renosterstroper in die suide van die Krugerwildtuin doodgeskiet is. 2 ander het weggekom. Dis die einde van die 5 uur nuus. Ons volgende bulletin op RSG, so middag om 6 uur.